Goeiedag en baie welkom. Lees saam met my uit Lukas 2. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Daar was skaapwagters in die veld. Hulle leef nie in glansende paleise of ryk tuine nie. Hulle is die mense wat waak, wag en sorg. En tog op een nag gebeur iets wat alles verander. Die hemel breek oop en 'n engel van die Here verskyn. Die glans van God omring hulle. En die engel sê vir hulle: "Moenie bang wees nie, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Vandag is julle verlosser gebore, Christus die Here." Die skaapwagter se lewe is eenvoudig, stil en vol gewone werk. Maar God kies hulle. Hy kies die gewone mense om die buitengewone nuus bekend te maak. En hierdie boodskap van hoop en lig is nie beperk tot die groot, die magtigde, die perfekte nie. Dit kom na mense wat wag, wat werk en wat leef, selfs wanneer niemand anders hulle opmerk nie. Hierdie boodskap is vir almal beskikbaar. Selfs wanneer ons dink ons plek of ons lewe is te klein, te alledaags of te onbelangrik. Dit beteken dat Kersfees nie net oor 'n oomblik van feesviering of 'n sekere emosie gaan nie. Dit is 'n uitnodiging om die buitengewone in die gewone te bly sien. Die dag na Kersfees kan ons maklik laat voel dat die fees verby is. Die liggies word afgehaal, die familie keer huis toe, die werk neem vinnig weer oor en die gewone lewe neem maar weer sy gang. Maar die boodskap van daardie nag in Bethlehem bly staan. Jesus, Immanuel, God met ons, is nie net vir 'n dag nie, hy's vir elke dag. Die wonder wat die skaapwagters ervaar het, hou aan, selfs in die stilte van die velde, selfs in die gewone dag-tot-dag take van ons lewe. Aanbidding na Kersfees beteken dat ons leer om God se teenwoordigheid in die gewone lewe raak te sien. Die skaapwagters is in so verwondering en hulle bewustheid van die teenwoordigheid van Jesus Immanuel maak dat hulle moet vertel. Kersfees het alles verander. Jesus Immanuel is teenwoordig en is tussen ons en in ons. En net soos die skaapwagters word ons genooi om te kyk en te luister, te glo, te vertel. Ons hoef nie eers alles te verstaan nie, so verseker nie perfek te wees nie, maar ons kan in verwondering bly. En dan, deur ons hele lewens, kan ons aanbid. Daardie aanbidding kan stil wees, dit kan passievol en vol opgewondenheid wees. Dit kan eenvoudig wees. Dit kan wees net met hoe ons doen wat ons doen. Ons lewens raak 'n antwoord op God se teenwoordigheid. Die skaapwagters het gehardloop, het gekyk en gehoor en gaan getuig. Hulle het hulle vreugde nie net in hulle harte gehou nie, hulle het dit deel gemaak van die wêreld rondom hulle, van hulle elke dag. Kan ons ook Kersfees na die gewone dae bring en sien dat Jesus daar is? Deur ons werk, in ons gesinne, in ons gemeenskappe. Dit kan 'n daad van geduld, liefde of teenwoordigheid wees, of dit kan sigbaar wees in 'n stilte, of in 'n liedjie, of 'n draai na Jesus, waar jy hom erken as jou Here. Die engel het vir die skaapwagters 'n teken gegee, 'n kindjie in doeke. Daar lê hy in 'n krib. Dis 'n simbool van eenvoud, van kwesbaarheid, van die buitengewone wat in die alledaagse gebeur deurdat Jesus as babietjie gebore is. Dit was vir die skaapwagters die teken. Maar waar lê jou krib vandag? Waar lê daardie plek in jou lewe waar jy God se teenwoordigheid kan raak sien, waar jy Jesus kan ervaar? En hoe word jy dan vandag genooi om te reageer in aanbidding?
Dalk 'n paar praktiese maniere om dit te doen. Stil word en kyk. Spandeer 'n paar minute vandag om stil te wees en te kyk na die dinge rondom jou wat God se teenwoordigheid vir jou tasbaar maak. Dit kan 'n kind se lag wees, die mooie in die natuur, 'n vriendelike gebaar of selfs die rustigheid van jou huis. Miskien kan dit wees dink en deel. Net soos die skaapwagters kan jy jou verwondering en vreugde deel. 'n Kort boodskap op WhatsApp, 'n gesprek met iemand, of selfs 'n gebed van dankbaarheid saam met iemand in jou omtrek. Dit kan aanbidding wees. Miskien kan jou aanbidding wees deur teenwoordig te wees. Wees teenwoordig vir hoe Jesus na jou toe kom, ook deur ander, ook deur mense. Die dag na Kersfees vra ons dus, hoe kan ons hierdie wonder, hierdie engelse boodskap in ons gewone lewe sien en hoor? Hoe kan ons aanbid, selfs wanneer die liggies afgaan en die feesviering verby is en die gewone lewe weer oorvat? Mag ons vandag, hierdie dag na Kersfees, kyk na ons eie veld, waarin hierdie boodskap ons vind, en ons eie krib, daar waar hulle Jesus kon gaan vind. Mag ons die God wat in eenvoud kom, raak sien. Mag ons lewens so leef dat ons die boodskap van Kersfees elke dag uitdra, sodat almal kan hoor, Immanuel, God met ons, is hier. Ons hoef nie die wêreld te verander nie, ons hoef net in verwondering en lof te lewe, soos die skaapwagters. Hulle het gesien, gehoor, geloop en getuig. En ons kan dieselfde doen, in ons gewone lewe, met 'n hart vol aanbidding. Want Kersfees het nie net een keer gebeur nie. Dit gebeur steeds in ons harte, in ons huise, in ons daaglikse lewe, want Jesus kom. Jesus is hier. En ons aanbidding, ons reaksie op hom is nie net 'n oomblik nie, dit is 'n lewe van reaksie. Mag ons vandag daardie wonder ervaar en uitleef. Bid saam met my. Dankie Jesus vir die wonder van u nabyheid, elke dag in ons elkeen se lewens. Hou ons harte in verwondering oor u. Wys ons weer en weer dat u hier by ons is en mag ons lewens wys dat ons in hierdie realiteit van God met ons leef. Amen.